Goeiemôre. Goeiemôre aan julle almal, baie welkom. Ek kan 'n bietjie aandag kry vir 'n oombliekie. Ek is nog nie 10 uur nie, maar ons musiekspan het dit goed gedink om julle te verdien met twee pragtige liedere. So sit gerus agteroor en luister gerus na hierdie pragtige liedere wat hulle vir ons almal saam gaan sing. Julle kan maar saam sing as julle wil, maar sit net so in aanbidding. En dan geniet hierdie twee liedere. Baie dankie. Waarna ons sal voortgaan met die opening en dan ons gewone lofprysing en aanbidding. Baie dankie. Dankie musiek. Oh
Let's go light our candles, run into the darkness. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. The wonder of wonders as she looked on his face. And this little voice of the world in made plain. The sun and the moon shining brightly on land. The earth and the sun were created by him. The wonder of wonders, oh how could it be? God became flesh and was given for me. The Almighty came down and walked among men. The wonder of wonders, He died for my sin. The wonder of wonders, as she looked down and smiled. He was a maker as well as a child. He created the world that had given him birth. He was born incarnate and down to the earth. The wonder of wonders, oh how could it be? The Almighty came down and walked among men. The wonder of wonders, He died for my sin. The wonder of wonders, as she heard His so proud, that this voice of thunder and Mount Zion high. So as she held, so tenderly, He gave it right back to the mighty Red Sea. The wonder of wonders, oh how could it be? That God became flesh that was given for me. The Almighty came down and walked among men. The wonder of wonders, He died for my sin. The wonder of wonders, He died for my sin. Halleluja. Prys sy naam. Ja, hy is die koning van konings. Hy het gesterf vir ons sondes. Glo jy dit vandag? Amen. Amen. En daarom, as ons vrygekoop is, losgekoopte kinders van God vandag, omdat daardie losprys betaal is. En ons sê amen daarop. Kom ons sit net so, dan open ons die diens vanoggend. Hemelse Vader, ons eer U vanoggend. Ons loof U, ons prys U. U is die almagtige koning en skepper. Ja, Here,
En vandag dra ons hierdie erediens aan U op, Here. Here, dat elke woord wat U gesing gaan word, die woord wat sal uitgaan by monde van pastoor Kiewit, Here, dat dit sal seëning uitdra, Here, en inslag vind in elke hart, siel en gees, Here. En Here, dat ons daardie woord ons eie sal maak, Here, en dat daardie woord nie net sal bly nie, dat dit sal uitgaan en gaan doen waartoe dit gestuur word, Here, want U woord keer nooit ledig terug nie. En ons eer U daarvoor, Vader. Vader, word asseblief dan nou verheerlik. Here, deur elke woord wat ons spreek, Here, elke asemteug wat ons neem, Here, laat dit vir U tot eer sal wees, Koning. Here, en ons eer U vanoggend, Here. Here, ons dra ook vanoggend as 'n gemeente, almal wat siek is, in ons gemeente en die wat ons van weet, aan U op, Here. En Here, die daar verligting sal bring. En Here, die daar, Here, U reddende hand van genade sal hou. En ons eer U daarvoor. Amen. Ons prys U vanoggend, Vader, in die naam van Here Jesus, dank ons U. Amen. Glory. En amen. Kom ons staan en maak ons Here staan groot vir die volgende loflied. Baie dankie. Standing up
Ewige Vader, hy is die vredevors, hy is Immanuel. Gloei dit vanoggend. Halleluja. Prys sy naam, prys sy naam. Ja, halleluja. U naam ter ere koning. Halleluja. Ja, halleluja. Amen. As jy nie weet hoe om te bid nie, is hierdie lied vir jou. As jy dink jy weet nie hoe om te bid nie, is hierdie volgende lied vir jou. Halleluja. Prys die naam van die koning. Halleluja. Halleluja. Thank you.
Here, die woord verklaar, daar sal 'n dag wees wat elke knie voor sal buig. Elke tong sal bely. Here, maar dit sal onder dwang wees, en ons is vanmôre bevoorreg, Here. Omdat ons dit doen voor U buig en U naam bely, mag ons U waarlik liefhet. Here, ja, ons is gebrekkige offer in baie opsigte. Here, maar U liefde ontvou ons. U woord verklaar U is aan die kant van die regverdiges. Daarom wil ons vra, Here, dat U in ons hart sal inspreek vanmôre, Here. Here, dat U ons gees, siel en liggaam sal aanraak. Here, dat die atmosfeer wat ons onsself opvind, die salwing van die Gees vanmôre teenwoordig is. Here, dat ons dit nie sal versteur deur ons eie denke nie, Here. Here, dat ons nie ons hart sal sluit vanmôre met dit wat U vir ons in gedagte het nie. Here, maar dat ons beker sal uitloop en sê, vul my cup, Lord. Hier is my cup. Vul dit af. Here, dat U ons vol sal maak vanmôre, Here. Dat wanneer ons hier sal uitstap, dat ons sal weet, ons was in die teenwoordigheid van 'n lewendige en waaragtige God. Sodat ons saam die seras kan doen. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Here, vul hierdie tempel vanmôre met U heerlikheid, soos U dit alleen kan doen. Die kosbare, die soete naam van Jesus Christus vir ons. Amen. Baie dankie, kan die sitplekke inneem, prys die Here. Ek wil vanmôre by elkeen ook sê wat vanmôre hier is. Ek is dankbaar teenoor die Here ten spyte van die feit dat einde van die jaar is. Al weet ons daar's die 2 seisoene lank. Ons afskeid na afskeid na afskeid, en die kerke sit sommer leeg omdat die mense te laat gekuier het, maar ek dank die Here vir U. Dit is vir ons 'n besondere voorreg om U vanmôre in die huis van die Here weer te verwelkom. En mag die boodskap van vanoggend dan vir elkeen 'n besondere gedagte inhou en bemoediging inhou. My tema is: die Here vind vreugde in die wat hom vrees. Alhoewel hy kyk na U vanmôre met 'n dankbare hart, en sien hier's my kinders wat saamgetrek het vanmôre, om lof en eer aan my te besing, my naam groot te maak en my te verhef. En daarom wil ek op Psalm 147 toe gaan, en 'n paar verse daar lees, en terwyl jy sit te gaan blaai, en terwyl jy dit vir ons opsit, Psalm 147, 146 sê die opskrif, God die enigste ware helper. Met ander woorde, ons kan nergens anders gaan hulp kry as by God self. En as Dawid dan sing in hierdie psalm, dan kom Psalm 47 uit 'n dankbare hart, omdat God ons enigste bron van hulp is, omdat hy die enigste een wat ons toevlug kan neem. Kom hy Psalm 147 en dis 'n lofpsalm wat hy sing. Hy sê, loof die Here, want dit is goed om ons God te besing. Ja, lieflik, 'n loflied is gepas. Hy sê vers 2, die Here bou Jerusalem op. Hy versamel van Israel die wat verdryf is. Hy genees die wat gebroken is van hart, en hy verbind hulle wonde. Hy bepaal die getal van die sterre. Hy gee aan hulle elkeen 'n naam. Ons Here is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. Die Here rig die ootmoediges weer op. Die goddelose mens verneder hy tot die gronde. Ek wil net terwyl ons daar gaan my na Jakobus 4 toe, vanaf vers 6. Jakobus 4, want hierdie vers van die Here rig die ootmoedige weer op en die goddelose mens verneder hy tot aanvang. Jakobus 4, hy sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En hoor wat sê vers 7, hy sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegpluk. En die volgende vers sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader, want alhoewel ek en jy moet vanmôre toetree tot God se teenwoordigheid, hy sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader, reinig die hande, julle sondig, en suiwer die harte, julle dwaalhartiges. Nou vers 6 van 147, verwyskrif dan dan. Hy sê die Here rig die ootmoediges weer om, die goddelose mens verneder hy tot die grond toe. In vers 7 sing 'n danklied tot eer van die Here, Psalms
tot eer van God, ons God, die Sitter, wat die hemel en die wolke oordek, wat vir die aarde reën berei, wat op die berge gras laat uitsprei, want aan die vee hulle voedsel gee, en aan die jong raafdiskraaie hulle roep. Dan vers 10, hy het geen welbehaag in die krag van perde, geen welgevalle in die bene van 'n man nie, tot sover. Here, dankie vir die woord wat vanmôre met ons spreek, Here. En dit is so duidelik dat U nie die vermoë van die mens en dit wat die mens kan doen vir U belangrik is nie, Here. Here, maar ons vanmôre sal ons leer dat net 'n gewillige hart vir U belangrik is, Here. Hulle wat U liefhet, Here, hulle wat U vrees, Here, daarin vind U vreugde. En daarom op die psalmdigter sê, U het nie behaag in die krag van perde en die krag van mense nie, die vermoë van die mense op die aarde nie, maar self net dit wat vreugde aan U verskaf, naamlik dat ons U naam sal grootmaak. Here, seën hierdie woord vanmôre en elkeen wat môre is. En Here, wees U dan die naprediker ook dan van hierdie woord, tot eer van U groot en heilige en soete naam, in die kosbare naam van Jesus. Amen. Hy sê, hy het geen behaag in die krag van perde nie. Hy het geen vreugde in die bene van 'n man nie. Nou ek gaan nou 'n bietjie kyk na die perde en hoe belangrike faktor was dit in die ou tyd, se Bybelse tyd. Maar dat God daarna kyk en hy sê hy het geen behaag nie. Alhoewel dit sy seëninge is dit nie wat vir God belangrik is nie. Dit is belangrik my verhouding met hom. So vanmôre alles wat ek en jy het, dit beïndruk God nie. Wat ons doen daar buite beïndruk God nie, maar ons verhouding met God. En wie toe ek met hierdie boodskap dink, die dag toe ek met my vrou trou, ons uitgaan, inteendeel toe ons nog uitgaan, toe sit ons eendag, toe werk ek nou, begin ek werk in die laboratorium. Nou werk ons uit, as ek nou meubels moet koop, ons koop daai tyd was nog die rassels. Dan werk ons uit, dan as ek hier koop, dan kan ek nie eens my salaris 'n paaiement bekostig om meubels te koop nie. So moeilik was dit gewees toe ons ontmoet het. Maar ons liefde was nie gekoppel aan daardie besittings wat ons gehad het nie. Ons liefde was gekoppel aan mekaar. En ons het nie bekommerd geraak oor dit wat ons kan en wat nie kan doen nie. Die belangrikste was dat ons by mekaar sou wees. En dit wat ek vanmôre vir u wil gee, God is vir hom, is dit belangrik om ek en jy in 'n verhouding met hom staan. Nie wat ons het nie wat ons kan doen nie, maar dat ons hom eer vir wie hy is. En die Psalm 147 is een van die groot lofpsalms wat hy vir ons opskryf in die boek van Psalms. En hierdie vind dit dan verrassend, die stelling dat hy sê, God het geen welbehaag in die krag van perde, geen welgevalle in die bene van die man nie. En dan sal ons sê, maar is dit dan so, waarom het hy dan voorsien in baie opsigte? En ek wil hê ons moet nou nog kyk na Salomo se geval. Psalm 147 vers 10 klink amper teenstrydig in die wêreld waar ons vandag lewe. Want prestasie is vir ons belangrik in hierdie tyd van ons lewe. Talent is vir ons baie belangrik. Fisiese krag is baie belangrik. Ons sertifikate wat teen die muur hang is baie belangrik. Sukses is baie belangrik. My status is baie belangrik. As jy pensionaris word, dan is daar nie status nie. Ons is almal equal. So ek wil iemand net waarsku wat op pad is pensioen toe. Ek wag daar vir julle. As jy maar hierdie vers herinner ons aan die geestelike beginsel met die woord van God vir ons. Dwars deur die Bybel sien ons dit. En God se belangstelling lê nie in wat ons kan doen nie, maar in wie ons voor hom is en hoe afhanklik ek en jy van hom is. En ek wil gaan na 1 Konings toe. Nou ons ken Salomo se geskiedenis. Ons weet hy was die rykste man op die aarde gewees. En God hom sê, hy moet 'n keuse maak en vra hy nie rykdom nie, hy vra wysheid. Nou u weet wat is wysheid, daar's 'n verskil tussen kennis en wysheid. Kennis is dat ons weet, en ek het al vir gesê, kennis is ons weet tamatie is 'n vrug, nie 'n groente nie. Maar wysheid is jy sny nie 'n tamatie in vrugteslaai nie. Jy sny nie 'n tamatie in vrugteslaai nie. Hy's 'n groente vir ons op die bord.
Want dis die verskil tussen wysheid en kennis. Wysheid is die toepassing van die kennis wat ek en jy bekom. Met ander woorde, as ons hierdie woord leer en lees, en ons pas dit toe, dit is die wysheid, en dit wat Salomo van God gepraat, hy het wysheid gevra. En daarom was hy die rykste man in so, dat Kleopatra van die noorde af gekom het om te kom kyk, sy het van hierdie geweldige ryk koning gehoor, wat al so slim is, die slimste in die wêreld van sy tyd, en al die rykdom, die rykste in die wêreld van sy tyd, wil sy kom kyk, wie is hierdie koning? En sy was so beïndruk met alles, en onder andere het sy gekyk na sy krygstuig, en die boek, 1 Konings 4 vers 6 sê, verder het Salomo 40.000 krippe gehad, vir sy trekperde. Luister mooi, ek klink ek is politikus. Verder het Salomo 40.000 krippe gehad vir sy trekperde. Hy het 40.000 stalle gehad vir sy krygswaens en 12.000 ryperde. Hy was die magtigste koning gewees. Nou kom die Here in Psalm 147. Hy sê, God het nie behaan die krag van perde nie. En Salomo het geen oorlog gevoer nie. Want voor Salomo koning geword het, en Dawid al die moontlike vyande van sy seun Salomo het hy vernietig en doodgemaak. Want hy wou nie gehad het Salomo met dieselfde stryd as hy om in oorlog gewikkeld te wees nie. Met ander woorde, in spite van hierdie groot mag van Salomo wat hy gehad het, hierdie strijdwaens en perde wat die grootste mag was in die wêreld, het Salomo nie in oorlog betrokke geraak nie. Want die belangrike ding is, Salomo was voorbereid. Al was hy die koning van vrede in daai tyd, was hy voorbereid as daar oorlog sou kom. En dit is waarop die gedeelte ook vir ons gaan. Ons kan nie staat maak op dit wat ek en jy kan doen nie, maar ons kan 'n voorbereiding wees vir dit waar ons heen gaan eendag. En dit is wat Salomo gedoen. Dan kom 'n ander gedeelte in 2 Konings 6 vers 15 tot 17. Toe Elia en Gehasie wakker word die oggend, toe staan Gehasie en hy maak Elia wakker en sê, die snik perde, ruiters en strijdwaens hier om ons. Magdom, maar hoor wat sê die woord van die Here, en toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strijdwaens rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag, my Heer, hoe sal ons maak? Dadelik bodeloos moeg. Maar hoor wat sê hy, maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, maak sy geestelike oë oop, dat hy kan sien, dat hierdie wêreldse strijdwaens is gering teen God se strijdwaens. Hy sê, maak sy oë tog oop, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen, en hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waens van 4 rondom Elisa. Met ander woorde, ons sien dat God self kyk, dat hy gepraat van gebruik maak van perde en strijdwaens. Maar tog kom hy in Psalm 147, hy sê, hy het nie behaan daar nie. Hoekom nie? Want hierdie strijdwaens wat hy hier sien, wat Elia nou sien, en Gehasie nou sien, toe hulle dit sien, dit is God se opdrag. Daarom dat Elisa kan sê, hulle wat by ons is meer as wat by hulle is. En dit is hoekom dit belangrik is. God gebruik altyd dit wat ek en jy verstaan, om self deur middel van dit te openbaar. En ons praat in die Ou Testament teofanies, met ander woorde, hy maak gebruik van goedes wat ons kan verstaan, dat ons kan weet hoe werk God in ons lewe. Hy praat van sy oor antropomorfose, wat ons sy menslike liggaam, dat hy ons kan verstaan wat hy probeer vir ons sê, deur middel te gebruik van liggaamsdele. So God maak gebruik, en hier kom ons en hy sien, in 2 Konings, praat hy met Elisa se diensknegt. En Elisa sê, hier wat by ons is meer as dit by hulle. En toe hy sy oog opgaan, toe sien hy maar, hier is magtige strijdwaens. En as jy die hoofstuk verder gaan lees, toe bid hulle, Here verblind die vyand. En Elisa het hulle weggelei, na later. Nie om dit te maak nie, om kos te gee. God se plan is anders as ons.
Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, kind van God, ek en jy moet op 'n plek kom wat ons God se wil soek en nie op ons eie staat maak nie. Daarom sê hy het nie behaag in die perde nie, hy het nie behaag in die vermoë van die mens nie. Hy soek sy krag in ons. Amen. Want dit is die tempel waar hy woon. Dit is die plek waar God teenwoordig is. Dit is wat hy wil hê ek en jy moet ook vanmôre verstaan. Hy sê, hy het geen behaag in die krag van perde nie. Hy het geen vreugde in die bene van die man nie. En die perd was 'n simbool van 'n militêre krag in die Ou Testamentiese tyd. In die antieke wêreld was 'n perd die sterkste militêre voertuig wat gebruik kon geword het. Die nasionale leer was so sterk soos sy perde ruiters was. Aan die ander woorde, so Salomo 40.000 krippe gehad, 12.000 ruitperde gehad. Jy kan vir jouself dink hoe massief moet dit wees. En jy kan vir jouself aandink toe as daardie ruiters op daardie strydbasis kom, hoe die stof gestaan as hulle gery het. Maar onwillekeurig gaan my gedagte toe die volk uit Egipte uit weggelei is en daar by die see kom en hulle nêrens heen kan gaan, net oor die water wat oor hulle is, moet weggekom vat. Toe sien hulle die stof van die ruiters, van die Egiptenare wat hulle agtervolg. Hoeveel te meer Salomo sinne. En dan kom die Here en hy sê, hy het nie behaag daarin nie. Hy het nie behaag van mense vermoëns nie. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy God se beginsel verstaan ons lewe. Maar hier in Psalmdigter word God nie beïndruk deur die perde, die krag van mans nie. Hy vind nie vreugde in my vermoë nie. Hy vind nie vreugde in my welvertale nie. Hy vind nie vreugde in my welsprekendheid nie. Hy vind nie vreugde in my seëning nie. Hy vind nie vreugde in my talent nie. Hy soek vreugde daarin dat ek sy naam groot maak. Dat ek dit bely, so môre sê in Filippense 2. Elke tong sal bely en elke knie sal voor hom buig. Daarin vind God vreugde. Want dit is 'n hartsaak wat jy oopmaak kom en sê, Here, kyk na hierdie hartkamer, kyk hoe lyk dit môre van binne af. God se hart word nie beweeg deur menslike grootheid nie. Die bene van die man, menslike selfvermoë, is baie keer ons uitlaatklep. Die bene van die man verwys na fisiese krag, uiterlike vermoë, talent en alles selfvertroue. Maar God kyk verby hierdie goeders. Hy kyk nie vanmôre na jou vermoë om mense te beïndruk nie. Hy kyk nie vanmôre na jou om te kyk hoe slim is jy nie. Hy kyk hoe opreg is jy 'n verhouding met hom. Dit is die belangrikste vanmôre. As hy kom my hart opreg is met hom. Hy het eendag 'n vraag gevra vir 'n sekere pastoor. Ek sê vir hom, hoe is dit dat twee kinders van die Here altyd bid vir 'n saak? Maar hulle het 'n probleem met mekaar. Maar hulle altyd bid aan die Here die saak neem. Hoe gaan die Here kant kies? Sy woord was baie eenvoudig. God is altyd aan die kant van die regverdige. Jy hoef jou wel te vertaal is, jy kry mense, hulle kan jou onder die tafel inpraat en oortuig. Hulle is so oortuig en hulle stuur jou warm plek en hulle eintlik kyk sien na die druk. Maar dit gaan daaroor die opregtheid in die hart teenoor God. En vanmôre, die vraag is, sit ek en jy vanmôre met opregtheid teenoor God in ons hart vanmôre? Hy word nie beïndruk deur wat ons dink, of wat ons bereik, of wat ons bereik het nie. God vind vreugde in die wat hom vrees. Psalm 47 vers 11. Die Here het vreugde in die wat hom vrees. In die wat sy goedertierenheid hoop. Alhoewel daai vrees is nie bang nie. Daai vrees is nie bang nie. Dis 'n groot mate van respek. Ek wil nie iets verkeerd doen, want ek is bang ek gaan my vrou te nakom. Verstaan julle daai vrees? Of ek gaan my man te nakom, daai vrees. Ek wil nie daai vrees, ek wil nie teleurstel nie. Ek wil nie gaan staan en leuns vertel.
Ek sê julle vandag by, miskien by afsluiting van die dan laat ek nog vertel. Doen 3 maande kamp en niks, Pretoria, en my eerste kamp na my opleiding. En toe daar kom, toe besluit ons vat 'n Bedford, want ons gaan eintlik sy bes toe, maar ons net daai week in die weergangskamp om voor te berei om sy bes toe te gaan. En ons vat 'n Bedford en ons gaan in die stad Pretoria toe. En ons kom jong manne wat by 'n plek wat onbetaald is eintlik. Ek sê dit nie met trots nie, ek sê dit. En die Vrydag aand toe kom ek by die huis. Lê ek so lekker in die bad en my vrou sit daar by my. En ek is soos ek vertel van die titel. Ek sê nie, ek sê nie die ouens my vertel. En sy staan toe op en sy gaan vat my klere gaan gooi oor in die wasmasjien. Maar ek toe die kaart in my hemsak. En toe ek sy in die bad lê, toe kom sy en sy sê in die waarheid het 'n manier om dit te kom. Ek het 'n les geleer daai. Ek het 'n les geleer. Wees eerlik en opreg. Veral met die huweliksmaat. Want dit is belangrik. Al is dit baie keer seer. Al gaan dit beteken dat daar storms is as gevolg. Maar maak dit ons op die einde dit is waar op jy bou. Daai klippe wat jou pad langs kom. As gevolg van dit wat beteken, dit is wat jy gebruik vir 'n sterk fondasie op die einde van die dag. En dit is so belangrik dat ons eerlik sal wees teenoor mekaar. En dit is hoekom dit ons eerlik met die Here moet wees. My vrou as ek niks gesê het, sê ek niks weet nie. Maar die feit dat ek en sy openlik kan gesels, het ek my bietjie misjudge met wat is die topik wat ek wil gesels. En sy het my uitgevang. En ek het dit nie geregverdig nie, ek strek vas sy sorry, jy het uitgehaal. Dit is wat die Here vanmôre wil hê. Hy wil hê ons moet opreg en eerlik met hom wees. Ons kan hom nie om die bos lê. Hy weet wat in ons hart aangaan. Hy weet wat in ons gedagtes aangaan. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy vanmôre, soos hierdie Psalm dat ons sê die Here het vreugde in die wat hom vrees, in die wat op sy goedertierenheid hoop. Met ander woorde, daarom sê hy vir ons in Hebreërs 11, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Wat is ons hoop? Christus is ons hoop. Amen. En as ons nie op Christus kan vertrou nie, dan ons geen hoop meer nie. En dit is hoe ons op Christus moet vertrou, want hy is ons enigste hoop. Want hy vir ons die prys op Golgotha betaal, sodat ek en jy die ewige lewe kan beerwe. Waarom vind God wel vreugde? Hy vind vreugde in die hart van die wat hom eer. God vind vreugde in die een wat sy eie swakheid erken en sê, want dit is my swakpunt, Here, ek het hierdie probleem. En een ding wat ons almal mee sukkel, ons sukkel om te erken as ons verkeerd gedoen. Sê amen. Dit is so daai ou en sy vrou verskriklik probleme. Ek dink ek het nog julle vertel. En hy gaan sien 'n sielkundige. En hier laat aand, paar weke later bel hy die sielkundige. Sielkundige sê wat nou? Hy sê nee, ons het probleme. Hy sê julle weer gestryd. Hy sê ja, hy sê en hy sê nie my vrou te sê hierdie keer is ek reg, wat moet ek nou doen? So ons moet hierdie dinge verstaan. Ons moet met mekaar eerlik doen. Dit is daardie probleem. Die eie ek styg altyd na bo, want ek moet reg wees. Ek sal reg wees ten koste van die vrede. Ons leer in E3 verloor die argument, maar behou die vriendskap. Sodat jy weer by daai persoon kan uitkom en met hom kan deel of met haar kan deel. Partykeer is ons liefde vir God net om dit wat hy vir ons kan doen, vir die tydelike. Hy sê as ons God vertrou in 1 Korintiërs 15, net vir die tydelike, dan is dit klanswaardigste van alle mense wat op hierdie aarde is. Dan moet ons kan die Here nie net vertrou vir die tydelike nie. Ek moet hom vertrou vir my ewige lewe. En om dit te doen moet ek hom vertrou met my hele lewe.
Want as ek hom vertrou vir die ewige lewe, dan moet ek glo dat hy gaan my bewaar in hierdie tyd, al is dit baie keer moeilik, want dan sal hy sorg dat ek reg sal wees die dag as hy sal kom. En dit is hoekom dit belangrik is dat ons vanmôre nie net tevrede is met ons wat hier sit nie, maar terwyl ons hier sit, weet ons daar is mense wat soekend is. Terwyl ons hier sit, is daar mense wat verlore gaan en ek en jy is in kontak met hulle. Maar deel ons met die mense hierdie vreugde wat ek en jy om die Here te ken. Of los ons en sê dis 'n persoonlike saak. Die saak van dit is, ons is mede verantwoordelik vir daardie mense se verantwoordelik as hulle verlore gaan. Nou iemand maak die stelling, hoekom sal die Here mense help stuur? Dit is nie die geval nie. Die mense besluit self om hel toe te gaan. Hy het op Golgotha gesê, ek maak jou weg. Hy sê Johannes, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Johannes 14 vers 7. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. So die mens besluit self om hel toe te gaan. God stuur niemand so toe nie. Die mens wil op sy eie so toe gaan. Alrede, hy ken nie God nie, hy het nie verhouding met hom nie. En hy glo nie daar is hel nie, en hy glo ook nie daar is hemel nie. Waar ons vertrou die Here, want hy is ons enigste hoop. Iemand wat op God se liefde vertrou, is wat hy vanmôre soek. Hy soek man en vrou wat hom God vertrou vir alles. God is nie lief vir ons omdat ons 'n persoonlike prestasie het nie. God is nie lief vir iemand omdat hy mooi sing nie. God is nie lief vir iemand omdat hy goed is in wiskunde nie. God is nie lief vir iemand omdat hy ryk is nie. Want al daai goeders kom uit sy genade af uit vir die mens. Want voor die grondlegging in Psalm 131 het hy bestem, dis die gawe wat jy sal kry. En die vraag is, wat doen ek en jy met daardie gawe, daardie vermoë wat hy vir ons gegee het? Gebruik ons dit tot uitbreiding van God se koninkryk, of gebruik ons dit self om onsself te red, om die styf te kry, sodat mense ons kan ophef? Wil ek vanmôre vir julle sê, kind van God, ek en jy is vanmôre in hierdie huis van die Here, maar ons kan met 'n dankbaarheid sê, die Here is goed vir ons. Amen. God word nie getrek deur menslike oorgawes. Hy word nie getrek deur die spreek in taal van iemand wat in tale spreek. Hy word nie getrek deur mense wat net wonderwerke doen. Hy gaf my Matteus 7 vers 22. Hoor wat sê hy daar vir ons? Matteus 7 vers 22. Om net te staan wat ek vir jou sê. Hy sê, daar sal daardie dag vir my sê, baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie kragtig gedoen nie? Hoor wat sê hy vers 3 dan? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. In ander woorde, wat hy vir ons sê, ons moet die onderskeiding van geeste hê. En al wat ek en jy kan kry, as wat ons weet, my liggaam is werklik waar 'n tempel van die Heilige Gees. En as ons iets anders te daarin werk, dan gaan ons dalk in daai kategorie val. En dit is wat ons versigtig moet wees. God is nie lief vir mense wat hulle eie prestasie ophef nie. Hy is lief vir mense wat sy koninkryk uitbrei. God soek nie om ons omdat ons krag het nie. Hy soek ons nie omdat ons onafhanklik wil wees nie. Hy soek ons juis omdat ons afhanklik van hom wil wees. Dan glo 'n voorbeeld wat ek iets van noem. Paulus kom, hy sê in 2 Korintiërs 12 vers 10. Hy sê wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Nou, hy verwys hier na die doring in die vlees. En Paulus sê eintlik, die ander vertaling, hy sê die doring in die vlees maak my eintlik sterk, want dit laat my bly herinner aan God. In ander woorde, as daar iets in jou liggaam is wat jy bly herinner aan God, dan is soos Paulus sê, ek is swak, maar omdat ek die doring in die vlees het, is ek sterk, want dit laat my aan God dink die hele tyd. God se grootste werk gebeur nie deur die sterkes nie, maar deur die beskikbaar is. Die wat afhanklik is van hom, en die wat nederig is. En dit is hoekom dit belangrik is vanmôre dat ons op 'n plek kom wat ons iets vir die Here doen. As ons vir 'n sieke bid, is dit die gevaarlikste ding om te sê ek het vir 'n sieke gebid.
het gesond geword. Nee. Dit is, jy kan maar al die landskeepplaat aan, julle sal nou nie landskeepplaat ken, ek het water weer waarvan ons praat. En die stop, ja, dit. Daai foto's, al die misplate goeders, het hulle nie die instrument daarop nie, hulle die mense wat hulle die speelse gesigte daarop nie. Dan oor die instrument is as sulks niks nie, totdat die kunstenaar opvat en hom bespeel, dan kom daar melodie uit. En ek en jy, die oomblik as God ons roep vir 'n taak, of ons roep om vir iemand te bid, of 'n werk te doen, dan ons is gewillig, dan kom daar 'n soete melodie uit, wat laaf spring, wat kalmte bring, en ons weet nou Dawid, hy was in Saul se diens, in sy paleis. As Saul ongekrap geraak het, dan het Dawid die harp gevat en het gespeel, en Saul het gekalmeer. Hoekom? Want daai melodie van harmonie wat uitkom, is wat God vir hom gegee het. En dit is wat ek en jy moet wees, wanneer ons vir die Here iets doen. Moet ons self nie op die skouer pat en sê, ek het gebid, of ek het gedoen dit nie. Dit is God wat werk deur ons, sê Paulus. Hy werk deur ons tot ander mense. En daarom is het so belangrik dat ek en jy Heilige Gees gevuld sal wees, dat ons kan hoor wat die Gees van God met ons spreek. Anders te gaan ons dit mis vanmôre. Die gevaar van selfvertroue, as dit oor die vrees van God is. Psalm 147 vers 10 waarsku die mens oor iets wat in elke geslag herhaal word. So selfvertroue wat God se vertroue bepaal. Selfvertroue skep 'n valse sekuriteit. Nou as ek praat van selfvertroue, dan praat ek nie wanneer jy die woord van die Here verkondig nie. Jy moet dit met selfvertroue doen. Maar valse selfvertroue, met ander woorde dat mense wil beïndruk in 'n prentjie skets, maar dit is ek, maar jy is dit in werklikheid nie. Hulle noem dit 'n fake. Namaaksel. En jy kan net iets namaak wat as daar 'n egte ding is. Jy kan nie 'n R3 stuk namaak nie, want daar bestaan nie 'n R3 stuk nie. Maar jy kan 'n R5 namaak wat die werklikheid staan. En dis wat die duiwel doen. Hy vat iets wat werklik bestaan en hy maak 'n namaaksel. En ons doen met 'n feit. Dit is wat dit is. En baie keer gebruik die duiwel ons dat ons ook gemisbruik word en met die gedagte dat ons werk vir die koninkryk van God. Maar die vraag is vanmôre, is dit in my hart staan ek rein voor God vanmôre? Is ek reg voor God vanmôre? Is dit reg dat dit wat ek doen, spreek dit my hart aan, spreek dit my lewe aan vanmôre? Spreek dit mense daar buite aan? Dat as mense met my praat, dat hulle Christus ervaar en beleef. As hulle wegstap en hulle sê, maar wie ek wil op by hierdie plek uitkom waar hierdie mense is. Daarom sê ek ons in Matteus 28 vers 19, gaan dan julle maak disippels van alle nasies en leer hom en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hom alles te onderhou, maar dan maak vers 20 die belangrike stelling, en ek sal met julle wees tot aan die volëinde. En dan hoor wat sê vir ons, jy gaan dit nie op jou eie doen nie. Enige ding wat ek en jy moet iets moet deel, moet dit Heilige Gees geïnspireerd wees, sodat ons nie onsself kan roem, maar dat ons aan Christus kan roem. Dit is hoekom selfvertroue is 'n valse sekuriteit wat ek en jy het vanmôre. En daarom kan ek en jy nie staat maak op dit nie. Selfvertroue skep 'n valse sekuriteit wat dink ons is in beheer van sake. Selfvertroue lei tot trots. Dis die wortel van sonde en ek het 2 voorbeelde uit die Bybel uitgehaal. Die eerste een haal ek in Jesaja 14 vers 14 en ek haal uit die boodskap uit. Wat Lucifer gesê het, ek wil opklim aan die Allerhoogste en gelykstel aan die Allerhoogste. Die boodskap sê ek gaan bo kan die wolke uitklim en soos die Allerhoogste myself word. Dan hoor hy sê in Jesaja, ek sal opklim Allerhoogste en my gelykstel aan God. En daarom het God hom uit die hemel uitgeberg. En as ons verder gaan lees, dan vra hy, maar hoe lê jy met brims as maaiers onder jou as 'n matras, as 'n bed gesaai? Want hy het hoogmoed het gemaak dat God hom uit die hemel uitgevoer. Met ander woorde, as selftrots bring hoogmoed. En dit is wat God nie by ek en jou as kind maak nie. Hy wil nie ons hoogmoedig wees nie. Ons moet nie die guns van mense nie, want ons dienskerk, ons Heilige Gees gevulde mense.
En daarom wil ons nie die guns van mense hê. Ons wil die guns van God op ons lewe hê. En dan maak hy gebruik van ons. Die ander ding wat ek uitgehaal het, is Genesis 3 vers 5. Die eerste was die eerste sonde in die hemel gewees, dat in Jesaja toe Lucifer uitgewerp is. Die eerste son op aarde is in Genesis 3 vers 5. En toe hulle die vrug eet, toe sê die duiwel, maar julle mag nie van hierdie eet nie, want die Here is bang, julle word soos hy, om van goed van kwaad te onderskei. Hy sê, julle soos God sal wees, deur goed van kwaad te ken. Alhoewel die aand bykie het God met hulle gepraat. En dan kom die duiwel en hy sê, julle mag nie van dit eet nie, want God is bang, julle word soos hy. Nou as jy van daai selfde, is dieselfde wat in die tuin in die hemel gebeur het, toe Lucifer uitgegooi is. Hy sê, want ek wil opkom, ek wil al die eer wat ek het. En nou kom hy sê, julle is bang, want God is bang, julle word soos hy. Met ander woorde, ek wil God stroop van sy heerlikheid, ek wil God stroop van sy mag, ek wil God stroop van sy krag. En indirek is dit wat selftrots eintlik vir ons gee. Ons stroop God van sy eer. Want ek het vir jou gebid en jy het gesond geword. Ek stroop God van sy eer. Want ek gee nie vir hom die eer nie. En dit is 'n gevaarlike plek om onsself te bring. Dit is hoekom die psalmdigter sê, God het nie behaag in die bene van 'n man nie. Hy het nie behaag in die krag van perde nie. Hy het net behaag in die wat vreugde in hom vind. En is dit nie vanmôre vir ons dan belangrik as ons dit so sien nie? Dink aan hoe God gewerk het. Hy kies nie die sterkste. En ek het Samson hier aangehaal. Dan gaan julle vir my sê, maar Samson was sterk geweest. Maar die gedeelte wat ek aanhaal, sit vir ons Rigters 16 vers 28. Toe Samson op sy swakste is. En hulle hom lei en hy sê, arms op my pilare slaan. Hy sê toe roep Samson die Here aan en sê, Here, dink tog aan my, versterk my, tog net hierdie keer. O God, dat ek my oor een van my 2 oë die Filistyne kan breek. Nie al 2 nie. Net oor een oog. Hy het altyd geloop. As jy die verhaal gaan verder lees, op die dak van daardie plek was 3000 mense gewees. Onder was klomp, maar al 3000 het gesterf. Ek het 'n bietjie gaan kyk of ek kan agterkom hoeveel mense het Samson doodgemaak. Dit werk so by 4050. Dis 'n rolle estimasie. In sy swakste tyd roep hy God aan. En hy die grootste vernietiging van die Filistyne. Wat God hom gehoor het. Dat dit sit in besef hoe groot God se krag en genade is. Hoekom wil ek dan sy eer steel? Hoekom wil ek sy roem wegvat? Hoekom wil ek self spog terwyl ek met hom kan spog? God is groot, God is goed. Daar is niemand soos hy nie. Die ander een wat ek ook het, is nou Moses. En Exodus 4:10. Want hy sê, ja, ek kan nie spreek nie, ek man moeilik van taal. Maar God het hom gekies. Hoekom? Want ons sal verder in geskiedenis aangaan, dan sien ons toe hulle in die wildernis is in die woestyn. Toe was juist Aaron wat gehelp het om 'n goue kalf te bou. Want hoekom? Hy het die eer gesoek, waar Moses het nie. Moses sê, Here, ek is nie werd om dit te doen. Ek is nie by magte om dit te doen. Hy het God die eer gegee, vir dit wat hy gedoen het. En dit is hoekom dit so belangrik is, dat ek en jy vanmôre sê, maar God eer die man en die vrou, wat hulle vreugde in hom vind. Hy kies nie die slimmes nie. Hy kies nie Moses, iemand wat goed kan praat nie. Hy kies vir Moses wat gewillig is. Hy kies nie kragdadiges nie. Hy kies Dawid die skaapwagter om die reus Goliat dood te slaan. In 1 Samuel 17.
In Rigter 6 vers 12, kom hy by Gideon. Gideon is pap bang broek, sy broek staan op bewe, en dan sê die Here vir hom, dapper held. Here, is dit moontlik dat jy vir my sê, terwyl ek so benoud is, oor die Midianiete wat ons goeder steel en dit vernietig, en jy sê vir my, ek is 'n dapper held, ek is die geringste, ek is die kleinste in ons familie. Ons stam is die kleinste, en u kom en u sê vir my, dapper held, hoekom? Want hy het vreugde in God gevind toe God met hom deel. Hy het nie gegaan oor, nou gaan ek bekend en berig word nie. Hy het gedoen wat God wou gehad het hy moet doen. Hy kies nie die selfversekerdheid nie. Hy kies God se kant vir sy taak. Selfs Matteus 4 vers 19 sien ek die vissermanne, waar Jesus vir hulle sê, volg my, ek sal julle vissers van mense maak. Van hulle ongeletterde mense. En juist van daardie mense wat ongeletterd was, ek praat nie van Lukas nie. Want Lukas was 'n mediese dokter. Sit ek en jy vandag met hierdie evangelie voor, wat ons met mekaar kan deel. So God gebruik die instrument wat daar lê, maar die oomblik sy optel met blaas, is suiwer noot uiter. 'n Klank, 'n melodie wat harmoniseer met die hemelse klanke daarbo. Want hy sê ons gebede word in die gebedepad opgeneem. Ons gebede word daar gemeng met gebede van die heiliges. En dan later sal hy sy sewe word uitstop. God se krag werk die beste deur ons van ons swak is, sê Paulus. Waarom vertrou ons vanmôre? En ons is mens, ons vertrou ons werk. Ons vertrou ons familie. Ons vertrou ons vermoë om probleme op te los. En as deesdae is die mooi woord entrepreneurs. Ons vertrou dit. Maar alles is in die hand van God. Niks is sonder die hand van God. Psalm 147 vers 10 vra dat ons fondasies kyk van menslike krag na goddelike genade. Leef 'n verhouding met God en afhanklikheid. Here, ek kan nie sonder U nie. Ek is nie sterk genoeg nie, dit is wat Paulus in Here sê. Ek is nie sterk genoeg nie, maar U is sterk genoeg. Moenie op die stryd fokus op jou eie insig en op perde nie. Moenie op strydwaans en perde en mense nie. Hy sê op fokus uit wat op die mens sal vertrou. Fokus op God. Die wêreld meet ons aan ons krag, maar ons meet ons geloof in God. Ons kyk na die wêreld se vermoë. Ons meet ons aan ons geloof. God meet ons aan ons geloof. Die Psalm 110, 147 vers 10 herinner dat ons dat God nie beïndruk is met ons krag nie. Hy word aangeraak deur ons nederig uit te vertrou. Hy kyk nie hoe vinnig die perd hardloop of hoe sterk die man veg nie. Hy kyk na die hart wat sê, Here, U is my krag. U is my hoop. U is my bron. Voor ek afsluit, daar is 'n verhaal en ek het hom al op die kerk in die gemeente vertel, ek ken hom nie waar ek dink ek het bedien hom. Julle kan by Dr. G. Ewell gaan kyk. The Nail in the Wall. Wie het al nog gehoor? The Nail in the Wall. Die verhaal gaan so dat die persoon die huis wil koop en hy het nie genoeg geld nie. En die ou sê vir my, ek sal die huis aan jou verkoop. Maar daar's een voorwaarde. Ek wil een vertrek. Wil ek net 'n spyker in die muur los. En ek wil iets aan daai spyker hang wat vir my belangrik is. Nou die aard van die saak, my eie toevoegsel tot hierdie gedeelte. Ja, seker maar gedink om 'n skildery seker of iets van daai aard. En na tyd verby is toe kom die ou met 'n dooie jakkals daar. En hang in my spyker. Ja, sê maar jy kan nie dit doen. Hy sê nee.
Hierdie kamer is myne en daar spyker myne, dis die ooreenkoms wat ons aangegaan het. En met verloop van tyd het die jakkals gevrot, hy het begin stink. Die dilemma is dat dit nie net die vertrek is waar hy gehang het om te stink nie. Die hele huis het gestink. En so dat die persoon by die huis toe gekom het, self getrek het. En die kruks van die saak is, as ek en jy een spyker in ons hart kan los vir die vyand, dan gee ons hom die reg om sy gemors al te haal. As jy wil weet wat is die gemors, gelees Galasiërs 5 vers 19. Dan sê jy kyk. En op die einde van die dag, as jy bly gemors daaraan, spyker aan, dan is daar nie 'n plek vir God in jou hart. En as jy weer ontbreek is, dan sit jy op die asloop. Dit is wat ons op ons eie gedrag staan. En dit is wat God nie in ons vreugde deel nie. En ons nie in God se vreugde deel nie. Mag die Here hierdie boodskap in julle hart maak, al is dit maar net jou spyker. Dat jy dit sal onthou. Wat jy wil, sal jou mooi detailleerde verhaal uitspel, ek kan kort weergaan. Special edition. Kom ons sluit door. Here, dankie vanmôre vir die liefde en genade. Here, ek voel eintlik skaam vanmôre om voor U te staan. Here, die eerste ding wat ek vanmôre voor U moet sê, Here, vergewe ons oortredinge, Here. Maak ons verstand onvrugbaar vir die wêreldsdinge, Here. En maak dit vrugbaar vir U koninkryk. Here, want ons wil tog so 'n aanmerking kom. Terwyl jy die een is wat op die troon sit. Daarom dat jy Jesaja lees wat ons, daardie gedeelte wat Lucifer gesê het, ek wil opklim my gelykstel aan die ander rooster. Want Here, ons doen dieselfde as ons die wonderwerke tot ons eer gebruik. Want ons wil ons gelykstel aan U. Here, vergewe ons daarvoor. Maak ons weer diep afhanklik van die Here. Here, elke wat vanmôre in die kerkgebou sit, dat U op U eie manier met elkeen sal deel vanmôre. Dat ons tot die besef sal kom, Here, terwyl ons dan die voorreg het om die skrif oop te maak en ons eie te kan maak. Dat daar mense daar buite is wat nie die voorreg het nie. Ons het donderdag aand gehoor by die mannebiduur hoe die kinders vervolg word in die buiteland en hoe hulle se muur tereggestel word omdat hulle U liefhet, Here. So maklik kan ons net sê, dit is nie gepas, ons is koud, of dit is te warm. Ek donderdag aand by die huis kom en ek daaroor nadink, besef, Here, waar sal ek my bevind as ek in daardie selfde situasie beland? Sal ek nog so vol bravade wees? Here, dan twyfel ek vanmôre. Maar Here, ek glo vanmôre is daar seker mense wat saam met my ook so voel.
as die oomblik van waarheid aankom, sal ons staande kan bly. En Here, U ken ons harte, Here, U ken ons verstand. U ken ons swakpunte, Here. En daarom wil ek saam met die gemeente belydenis doen vanmôre, sê Here, vergeef ons vir elke oortreding. Here, wil maak dat ons op die rots Jesus Christus sal staan en vertrou. En ons krag daarin sal vind, Here. Here, dat wanneer die versoeking kom, wanneer die dreigemente kom, dat ons gaan staan en bly in die tyd van bewind. En Here, nie net vir onsself nie, maar vir mense daar buite, familie van ons, wat U nie ken nie, Here, wil ek vra, dat het by ons op 'n dringende staat sal word om hierdie evangelie aan ander te verkondig, Here, tot eer van U groot naam. En Here, my gebed is dat U elkeen wat vanmôre is, ryklik sal seën, Here. En Here, ons weet daar is baie uitdagings met die ekonomie wat moeilik is. Here, maar ons kyk op na U. U is ons bron, U voorsien, Here. U maak 'n pad waar daar nie 'n pad is nie. U sê vir ons openbaar, as U vir ons 'n deur oopgemaak het, sal niemand dit kan toemaak. En ek dank U, Here, dat ons toevlug tot U kan neem vanmôre. Seën elkeen vanmôre. In die kosbare